Hier in die bos woon daar baie diere. Diere met strepe, diere met kolle, diere met skubbe. En so nou en dan kom daar iemand besoek aflê wat vol blinkers is. Sien julle die diere wat wegkruip? Sien julle die klanke wat hulle self kamoufleer? O, daar kyk hulle vir ons. Kom ons gaan vind uit, watse klanke kruip in hierdie bos weg? Te. S. Een aardige bosgeluide hierdie. Kom ek stel julle voor aan die 4 karakters van ons storie. Tom Tier, Gielie Gogga, Sarel Slang, Fransie Vee. Jy gaan nou rustig agteroor sit, jou oogies toemaak en luister na die storie van hierdie maats in die bos. Dit is baie belangrik dat jy soms goed moet luister sonder om prentjies te sien. Jou brein kan nou jou eie prentjies bou. Slim, né? Luister aandagtig, want na die tyd gaan jy vir my jou gunsteling karakter van hierdie storie teken. Lank gelede, diep in die bos, het daar 'n dier gewoon. Tom Tier was 'n dier, 'n groot dier, met groot pote en vreeslike naels. Tom Tier lyk vreeslik kwaai, maar hy gee maar net voor. Tom Tier is eintlik 'n baie vriendelike dier. Tom Tier wandel in die bos. Hy loop verby 'n waterstroom. Môre Tom Tier, wat soek jy dan vandag so ver van jou huis af? Tom Tier kyk rond. Hy moet baie fyn kyk. Daar op die tak sit Gielie Gogga. Nou maar môre, Gielie Gogga. Jong, ek het gehoor Fransie Vee het haar verskyning hier in die bos gemaak. Ek is daarom so nuuskierig. Wil glad nie vir Fransie Vee mis nie. Sy is so fyn. Dalk het sy met haar fiets gekom. Jy weet, daardie fiets met die vlerke. Sê Tom Tier opgewonde. Sal iemand sommer dadelik vir my sê waarom daar 'n skare skreeuende diere voor my gat is? Tom Tier en Gielie Gogga besef dat hulle vir Sarel Slang wakker gemaak het.
Ons is vreeslik jammer, Sarelslang. Maar het jy dan nie die nuus gehoor nie? Sê Gielie gou-gou. Nuus? Wie gee nou om oor nuus? Al is dit nou ook die koningin van Engeland wat hier kom kuier, laat my met rus. Ek soek stilte. Skreeu Sarelslang kliphard. Kom dan maar, Gielie Gogga, ons sal alleen vir Fransie Vee gaan ontmoet. Domdier kon skaars sy woorde uitkry, toe skreeu Sarelslang. Fransie Vee? Wee? Ag nee, ek kom saam. Sarelslang seil uit sy stikdonker gat, gereed om saam te gaan. Nou maar, Sarelslang, wat het nou gebeur? Jy is nou vol energie. Nou maar toe, kom nou maar saam. Sy maak skynbaar haar verskyning oor kan die rivier, so 10 uur se koers. Gielie Gogga het al die inligting gegoogel. Hy weet presies. Domdier, Gielie Gogga en Sarelslang beweeg nou vinnig. Hulle wil nie hierdie geleentheid misloop nie. Fransie Vee is een van die mooiste persone. Sy stel belang in almal. Sy is sowaar 'n rolmodel. Hoor die diere 'n vrolike singende stem. Kyk, hier kom Fransie Vee. Sy is seker besig om haar klanke in te oefen met nonsens woorde as sy so sing. Lag Sarelslang. Ai, Sarel, ja, ek het gehoor Fransie Vee oefen elke dag om te lees. Sy lees hardop vir haar hele familie. Dit is waarom Fransie Vee nou so mooi kan lees. Verduidelik Tom Dier. Gielie Gogga en Sarelslang, het julle my kom soek? Ek is so dankbaar. Ek vlieg van bos tot bos en vertel vir al die diere hoe belangrik dit is om elke dag hardop te lees. Almal dink net altyd ek soek net aandag met my skitterende vlerke en staffie. Maar ek wil eintlik vir al die diere leer. Lees is 'n fees. Sê Fransie Vee. Fransie Vee, maar ek is altyd te besig om kwaai te wees. Daar is nooit tyd vir lees nie. Sê Tom Dier. Ek het tyd, maar daar is niemand in ons huis om voor te lees nie. Niemand wil na my luister nie. Sug Gielie Gogga. Ag, wat? Ek dink sommer lees is vir sissies. Wat kan 'n mens doen as jy nou goed kan lees? Sug Sarelslang. Fransie Vee is baie geduldig. Sy luister na almal se verskonings en antwoord. Maar
Maar julle is darm vol stories en verskonings. Wil julle eendag boodskappe op julle selfone kan lees? Wil julle eendag woordsomme kan doen? Wil julle eendag 'n briefie van 'n maat kan lees? Al die diere skud soos een man hulle koppe. Nou, toe. Van nou af moet julle tyd maak om elke dag hardop te lees. Tomtier, vir 'n rukkie op 'n dag kan jy ophou kwaai wees en lekker lees. Gieligoga, jy kan tot vir jouself lees, hoor? Ai, en Sarelslang, hou op om so braaf te probeer wees. Jy sal sien, lees gaan jou leer van al die nuwe dinge in die wêreld. Dink net, hoe slim gaan jy dan word? Verduidelik Fransie Vee. Fransie Vee se woorde was skaars koud toe sy eensklaps verdwyn dat die blinkers so spat. Kom julle ouens, ek dink dit het tyd geword dat ons minder verskonings het en lekker begin lees. Want klink vir my dat lees so waar een groot fees is. Moedig Tomtier sy vriende aan. Fransie Vee is darem maar 'n baie wyse vee. Wat dink julle? Wie van die karakters in die storie was die kwaaiste? Tomtier? Ja. Was hy nog aan die einde kwaai? Wie het in 'n gat gewoon? Sarelslang, julle is heeltemal reg. Wat was die les van hierdie storie? Jou juffrou gaan nou vir jou papier gee en ek wil hê jy moet die gunsteling karakter van hierdie storie, met ander woorde die een waarvan jy die meeste gehou het, teken op hierdie papier. Wie gaan dit wees? Tomtier, Gieligoga, Sarelslang of Fransie Vee? Stop die video en teken rustig. Nie te lank vat nie, hoor. Ons het nog 'n baie lekker speletjie hierna. Net soos wat die diere in die bos weggekruip het of hulle self gekamoufleer het, so gaan ons ook letters laat wegkruip in die sand. Jou juffrou gaan vir jou 'n sandbak gee. Jy gaan een vir een letter in die sand skryf. Oefen die regte skryfwyse. Al die letters word altyd van bo na onder en van links na regs geskryf. Kyk mooi, jou juffrou gaan vir jou die klankies langs jou neersit en jy gaan een vir een skryf, neersit en die volgende een vat. Geniet dit. Skryf met jou wysvinger. Hier is Gieligoga. Ons gaan nou vir Gieligoga
'n bietjie splash. Jou juffrou gaan vir jou 'n polystyreen balletjie gee. Hy's lekker sag. Jy kan hom maar mik vir die groot skerm. Dis die maklikste om 'n hele houer vol polystyreen balletjies byderhand te hou. En as jy klaar is met die speletjie, gaan tel jy gou almal weer op en bære hulle op hulle plek. Daar gaan 2 klanke verskyn op Gili-Gogga. Jy gaan luister na watter klank jy toe moet mik. Konsentreer, soek die klank en gooi jou polystyreen balletjie na daardie klank toe. As Gili-Gogga gesplash het, dan weet jy het die regte klank raak gegooi. Jammer ou Gili. Dis darm net 'n speletjie. In die regte lewe pas ons goggas en diere baie mooi op, né maats? Nou ja, staan so entjie van die TV of die groot skerm af en luister na die eerste klank. Hou jou polystyreen balletjie in jou hand, gereed. Luister weer. Mik en gooi. Daar sy maats, jy het mooi geluister. Kom ons doen die volgende klank. Luister weer. Mik, gooi. Kom ons probeer nog 'n klank. Luister. T. Nog 'n keer. T. Mik en gooi. Jy het die regte een raak gegooi. Kom ons probeer nog. Nog 'n keer. Mik en gooi. Jy het die regte een gekies, die uitstaan lang kirietjie. Nog 'n keer. S. Mik mooi. Gooi. Dis reg, dit was die S klank. T. Nog 'n keer. T. Mik. En daar's hy. Die T met die krulletjie en die streepie. G. Nog 'n keer. G. Het jy dit? Gooi. G vir Gili-Gogga. Nou vir die laaste klankie. Luister mooi. Nog 'n keer. Laaste keer. Gooi. Dit was darm nou groot pret, maats. Ek dink is tyd om bietjie harder te werk. Klanke te soek. Dalk ook te splash. Wat dink julle? Help vir Gili-Gogga om die regte klank
Te splash. Vat jou wasgoedpennetjie en knyp hom op die regte plek. Jy gaan kyk bo-aan na die klank en onder soek jy die maat wat pas. Kom ons help vir Fransie Vee om haar wasgoed op te hang. Daar is 'n woord heel onder. Jy moet jou wasgoedpennetjie neem en die regte kledingstuk vasknyp wat pas by die woord aan die onderkant. Kan jy vir Fransie Vee 'n bietjie help? Jou juffrou gaan vir jou die papiere uitdeel. Kyk vir Fransie Vee. Sy wys vir ons dat alle sinne altyd met 'n hoofletter begin. En eindig met 'n punt. Dankie Fransie Vee. Hierdie sinne lyk darem maar so netjies. Ek dink ek gaan hulle nou dadelik oefen om te lees. Seker wil julle hierdie sinne nou lees. Ai maats, kyk nou net. Hier is Sarel Slang. Hy het nou al die sinne kom deurmekaar krap. Goeiedag maats. Ek hoor julle het 'n bietjie 'n probleem met daardie sarelslang. Verskoon hom maar so 'n bietjie. Sal julle my help om daardie sinne weer reg te pak? Natuurlik sal ons. Wat sê julle maats? Gaan ons vir Tom Tier help om hierdie sinne in die regte volgorde te pak. Daarna kan ons hulle lekker lees. Jou juffrou gaan nou vir jou die geskommelde sinne uitdeel. Jy gaan hulle reg pak en daarna gaan jy 'n kans kry om jou sinne te lees. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag saam met al die diere in die bos gehad. Juffrou gaan ook vir jou 'n leeskaart gee wat jy by die huis kan lees. En onthou, wat sê Fransie Vee? Lees elke dag hardop. Geen verskonings. Lekker lees, maats.